Hallo en welkom by nog 'n episode van Ontdek. My naam is Andrei van Bilou En ek is Henriette van Bilou. en saam toer ons deur die land op soek na rare skatte. Skole ikone, huis, paleis, pandok of kerk of dalk net 'n bargain vakansieplek. So gaan kyk vir meer inligting by www.ontdek.co.za. En gaan subscribe op ons YouTube channel, gaan like en share ons op Facebook en gaan follow ons op Instagram. Jy geniet hierdie episode. So ons is nog hier in die Vaalaards in Hartswater, of sal ek eerder sê Bonita Park, die klein dorpie net langs Hartswater, om die besonderse jong man Philip Mitchell te kom ontdek. Die man staan uit in sy gemeenskap en hy doen soveel vir hierdie plekkie. Zet, Flippy. Ja, het gaan goed man, kan die klein ek is bly om julle weer te sien op Hartswater. Nou Philip is verseker 'n rare ikoon wat definitief moet geontdek word. Ons gaan net so vinnig gaan kuier by die huis en dan sal hy ons vat na The Bridge toe en bietjie meer vertel oor sy journey en ontdekkings van die lewe. Kom geniet hierdie saam met ons. Hallo, my naam is Philip Mitchell van Hartswater, Bonita Park in die Noord-Kaap. Ja, ek was so graag so 'n klein biografie oor myself wil ek deel met u. As ek begin by my sangloopbaan, ek het op die ouderdom van 6 toe het ek alreeds discover dat ek kan sang. En ek dink dit was graad 1 toe ek altyd maar ook uitgehaal by die kerkkoor in die Rooms-Katolieke kerkkoor. En van daar af het dinge maar net gebeur en mense het my by die skool geken as iemand wat kan sing en as iemand wat baie kan praat, ja. En ek was nou nie 'n sportsou nie. Ja, so sang was maar altyd die myn ding wat ek gedoen het en wou doen. En ek het 'n baie groot liefde gehad, nog altyd 'n groot liefde gehad om met kore te werk en stemme bymekaar te sit. En so het ek toe by seweetjies in die skoolkoor ingesing. En toe ek op hoërskool Water kwam, het ek nie skoolkoor gedoen nie, want ek was net 2 jaar daar van ek het my pap gedryp. En ek het amper die skool gelos en ek dink graad 9, maar toe besluit ek nee man, kom ek gaan, en dis hoekom ek ook so groot liefde het om met kinders te werk en veel te help met die skoolwerk, want ek het geperseveer, ek het volhard en ek het my matriek klaar gemaak op hoërskool Weslaan op Daaklis en daar het ek ook in die skoolkoor ingesing en op hoërskool Weslaan het ek met 'n dramagroep begin. Ek was hoofseun en maar bokant my omstandighede, ek het uitgevaar bokant my omstandighede, want in die tyd wat ek op Daaklis was, het my ma nie gewerk, my pa was 'n pensionaris, so maar ek het nie teen die omstandighede vasgekyk nie. En 2003 het ek vir die eerste keer aan Idols deelgeneem. Dit was vir my nog as 'n groot ervaring. En 2004 na klaar gemaak het my skool, het ek by die musiekskool aangesluit op Mabana Taung. Ek dink hier na die einde 2004 toe, het dinge bietjie begin moeilik raak, my pa het siek geword en hy het toe agterna gesteer, wat toe moes ek maar nou los om verder musiek te studeer, toe gaan werk ek by Spar. En in die wat ek by Spar werk, 2005 toe begin ek deel te neem aan kompetisie, sangkompetisie by Supersterre gesing. En ek was elke keer in hulle top 20 op SABC2. En toe het ek toe die Maranatha koor begin en hulle het op One Gospel Channel 331 gesing. Hulle het vir omtrent 3 maande hulle gesing also by program One Voice. En 2009 toe begin ek met Echoes of Joy. Ek dink Januarie 2009 ja. En Echoes of Joy begin, die naam Echoes of Joy is eintlik uit pyn uit dat ek daardie naam gekom, want ek het myself gesê, okay, deur al die seer, kry al die swaar trek, al die moeilike tye, die koor wat ek nou gaan stig, se naam gaan Echoes of Joy, van alles wat die mense gaan sien en hoor, gaan dit 'n echo wees van die joy, so hulle moet regtig deel word van ons, of ons musiek luister om te experience wat ons experience, om die real joy te experience. Ons slagspreuk is every soul counts. So ons is eintlik 'n NPO, non-profit organisation. Ons is net daar om uit te reik na mense deur middel van musiek. Ons doen evangelisasie deur middel van musiek en ons doen baie min shows waarby ons geld fondse insamel en so aan.
So ons tree by enige kerk op waar mense ons nodig het. En even by begrafnisse of by troues, whatever mense ons nodig het, tree ons op. En dan die main doel ook van Echoes of Joy is om mense in te kry wat kan sing, maar wat nie besef wat 'n grootheid hulle binne hulle het nie. So wat ons dan doen, ons werk aan hulle skill en ons laat besef hulle dat hulle het meer as net 'n stem. So hulle kan daardie stem gebruik om uit te reik na baie mense lewens verander, want musiek is een van die geneesmiddels wat jy kan kry, wat even mense genees waar medisyne hulle nie kan genees nie, wat harte deurdring, wat medisyne nie eens kan deurdring nie. So ek dink dit musiek is hierdie wonderlike ding, dit is hierdie universele taal wat ons gebruik om in mense lewens te spreek. En ons sing in verskillende tale, Afrikaans, Tswana, Xhosa, Zulu, Engels, so whatever. En ons sing nie net een tipe gospel nie, van ons doen gospel, maar ons doen vanaf R&B, contemporary, om almal te akkommodeer, laat niemand voel dat okay, hierdie ouens sing net doefie. Is net hierdie geraasmaak musiekie, so ons reik regtig uit na almal. So maar ja, dit is wie Echoes of Joy is. So musiek is my lewe. En nie net musiekie, ek hou van performing arts, ek hou van acting, music, ek hou van alles wat mooi en kreatief is. En ja, so Echoes of Joy is heiliglik is hulle die main purpose van my. En van ek dink dis die gawe wat God my gegee het om musiek te maak en mense af te rig en te sien dat mense vorentoe gaan spesifiek met musiek en so ja. Mercy rewrote my life. I could have fallen, my soul cast down, but mercy rewrote my life. Moet verseker nie deel 2 misloop nie, waar Philip bietjie vertel oor The Bridge, waar hulle kinders help na skool en met hulle skoolwerk en die wat selfs nie skool kan bekostig nie. Dit is 'n regtig besonderse storie. Onthou om jou besigheid te gaan lys by www.ontdek.co.za, gaan subscribe op ons YouTube kanaal en gaan like ons op sosiale media asseblief.